In 1961 word Suid-Afrika 'n vrye republiek, internasionaal geïsoleer en onderdruk. Vir baie mense het die toekoms op daardie stadium daarom baie onseker gelyk. Maar een man, die regte man vir daardie tyd, het hierdie nuwe republiek na ongekende hoogtes toe gelei. Hendrik Verwoerd kon meer uitrig as enige nasionale party eerste minister voor of na hom. Hy het 'n visie gehad vir Suid-Afrika wat hy geleidelik opgebou het, maar ongelukkig nooit kon laat realiseer nie, vir die eenvoudige rede dat sy lewe op 6 September 1966 op die mees gruwelike wyse denkbaar tot 'n einde gekom het. Bly ingeskakel, want in hierdie video gaan ons fokus op die glorieryke eerste 5 jaar van die jong Suid-Afrika onder Dr. Hendrik Verwoerd. Verwoerd was vir ongeveer 3 jaar reeds eerste minister toe Suid-Afrika op 31 Mei 1961 uit die Statebond getree het as 'n onafhanklike republiek. Die Suid-Afrikaanse blanke bevolking was egter op daardie stadium nie so verenig soos wat hy graag sou wou hê nie. En byna die helfte van die land het teen die republiekwording gestem. In die nasionale verkiesing van Oktober daardie jaar sou Verwoerd ook slegs 46% van die stemme kry. Verwoerd moes nou hierdie nuwe republiek wat internasionaal geïsoleer en intern baie verdeeld was, op koers kry. En dit was juis hier in hierdie eerste 5 jaar na die republiekwording wat Verwoerd sy staal aan die wêreld getoon het. Tydens sy jare aan bewind het Suid-Afrika se ekonomie vinniger gegroei as onder enige ander staatshoof in die land se geskiedenis voor of na hom. Onder hom het rasseverhoudinge ook verbeter. Alhoewel hy self derentyd in stryd teen die Brits-Joodse mynbase gewrokkel was. Een van Verwoerd se grootste struikelblokke tydens sy bewind as eerste minister was juis met die Oppenheimer-familie, wat baie groot mynbelange in die land gehad het. Die Oppenheimers en ander mynbase was baie afhanklik van goedkoop swart arbeid uit die tuislande en het die instroming van swartes oor die grense van Suid-Afrika en vanuit die tuislande waar hulle hulself gevestig het voor die koms van Suid-Afrika na die historiese blanke gebiede verwelkom. Omdat Verwoerd instromingsbeheer wou beperk en meer werksgeleenthede vir die swart volke in hulle eie tuislande wou skep, het hierdie Brits-Joodse mynbase soos Harry Oppenheimer Verwoerd hard teengestaan en probeer ondermyn met alles wat hulle in hulle gehad het. Verwoerd het egter veral daarop gewys dat getroude swart mynwerkers nie van hul vrouens en kinders geskei behoort te word nie, aangesien honderde duisende swart kinders dan sonder 'n pa in die huis moes groot word en dit sou lei tot baie seksuele losbandigheid en veral egbreek onder die swart mynwerkers wat ver weg van hulle huise af moes werk. Verwoerd wat vroeër as minister van naturelle sake 'n baie noue band met die swart volke in hierdie land opgebou het, kon nie toelaat dat die swart gesinsstruktuur deur die gewetenlose winsbejag van die mynbase vernietig word nie. Verwoerd het vasgestaan daarby dat elke volk in hierdie land sy eie grondgebied of tuiste behoort te hê. Daarom het hy ook, ten spyte van die teenkanting wat hy van beide die regses en die linkses gekry het, wat albei gesmag het na meer goedkoop swart arbeid, in 1963 die Transkei Constitution Act deurgevoer, waar volgens hy toestemming gegee het dat die Transkei as Xhosa volksstaat hulle eie grondwet kan skryf en hul eie regering kan saamstel. Die oppositie teen Verwoerd sou nie net van die linkse of Brits-Joodse mynbase afkom nie, maar ook van die regses wat die idee van die blanke baaskap bokant selfregerende swart volksstate verkies het. Soos Don Vosloo in sy 2018 boek oor grense uitwys, het minister Albert Hertzog, die seun van JBM Hertzog en die latere stigter van die ANC in 1969, Verwoerd in privaat gesprekke daarvan beskuldig dat hy die ideaal van Afrikaner baaskap oor die swart volke prysgee, omdat hy die land effektiewelik in volksstate wou verdeel. Hierdie beskuldigings het ook aangesluit by die beskuldigings van die regterkant af wat ons in die vorige video bespreek het, waar Verwoerd se tydgenote hom daarvan beskuldig het dat al die blanke se geld gevat word deur Verwoerd en gebruik word om swart skole en swart hospitale en ander swart infrastruktuur op te rig en dat hy eerder blanke belastingbetalers geld moet gebruik om slegs blanke belange te bevorder.
Ook vir die Afrikaner het Verwoerd toe reeds baie spesifieke gebiede as hartland in gedagte gehad. In 'n toespraak op 23 Oktober 1963 het hy onder andere gesê dat net soos daar Bantu-tuislande as etniese hartlande vir verskillende swart volke ontwikkel moet word, moet daar ook vir die blanke boerevolk hierdie 'n tuisland ontwikkel word. Die Oranje rivier skema ook moet dien ter ontwikkeling van die hartland van blankes in Suid-Afrika en dat daar geensins van swart arbeid in enige van die ontwikkelings in die Oranje rivier skema in die Noord-Kaap en rondom die Oranje rivier gebruik van gemaak mag word nie. In Verwoerd se eie woorde: ek wil dus beklemtoon dat die Oranje rivier skema nie gesien moet word as 'n nuwe magneet vir die intrek in blanke Suid-Afrika van swart hande arbeid nie. Die boerderye en industrieë en die dorpe wat daaruit ontstaan, sal moet groei as blanke boerderye en as blanke nywerhede en as blanke stede en dorpe. Verwoerd het ten spyte van die teenkanting teen sy ideaal van 'n gemeenebes van volksstate egter net van krag tot krag bly gaan. In die 1966 verkiesing het Verwoerd, wat aanvanklik die verregse steun verloor het toe hy aan bewind gekom het, daarin geslaag om hierdie steun terug te wen en 58% van die stem vir die Nasionale Party in te palm. Terselfdertyd het die amptelike opposisie, die Verenigde Party, teruggesak na 37%. Die ekonomie het ongelooflik gegroei. Rassespanning het drasties afgeneem en Suid-Afrika se aansien op die internasionale toneel was baie vinnig besig om drasties te verbeter. Maar slegs 'n paar maande na daardie verkiesing sou Verwoerd tragies vermoor word met die tweede sluipmoordpoging op sy lewe. Die eerste onsuksesvolle aanslag op sy lewe was op 9 April 1960, toe Verwoerd die Randse Paaskou voor 'n gehoor van meer as 30.000 mense toegespreek het. David Pratt, 'n besigheidsman en boer, sou Verwoerd toe op kort afstand 2 maal in die kop skiet. Verwoerd het egter hierdie aanslag op wonderbaarlike wyse oorleef. Hendrik Verwoerd sou egter wel op 6 September 1966 deur Dimitri Tsafendas vermoor word. Tsafendas het op een of ander onverklaarbare manier Suid-Afrika in 1965 binnegekom, nadat hy vroeër herhaaldelik toegang tot beide Suid-Afrika en Mosambiek geweier is weens sy kommunistiese bande en aktiwiteite. Kort voor hy na Suid-Afrika gekom het, is hy ook in Mosambiek gearresteer, maar hy het 'n tronkvonnis ontsnap toe hy ontoerekeningsvatbaar verklaar is nadat hy die Mosambiekse owerhede oortuig het dat hy werklik geglo het dat hy eintlik die apostel Petrus is. Na dit alles is hy wraggies in Julie 1966 deur die Suid-Afrikaanse parlement nog aangestel as bode en 2 maande later vermoor hy toe die eerste minister tydens 'n parlementsitting kort na middagete op 6 Desember 1966. Daarmee het die Verwoerd-era tot 'n einde gekom en Verwoerd sou opgevolg word deur John Vorster, wat hy vir die volgende 12 jaar tot en met 1978 eerste minister van Suid-Afrika sou wees. In die volgende deel van hierdie reeks oor die waarheid oor apartheid gaan ons kyk na die Vorster-era en hoe apartheid toe onder hom verder ontwikkel het. Hierdie reeks oor apartheid wat ons hier by die Willem Petse groep doen, is belangrik omdat ons mense vandag moet verstaan waar ons vandaan kom. Ons wil geensins impliseer dat Hendrik Verwoerd geen foute gemaak het of dat sy beleid perfek was nie. Inteendeel, daar kan baie kritiek uitgespreek word oor sy begeerte om ten spyte van sy bevordering van die tuislande vir swart mense steeds aan die eenheidsstaat gedagte bly vasklou het. Hy het byvoorbeeld die eenheid tussen Afrikaners en Engelse in gedagte gehad dat Afrikaners en Engelse in Suid-Afrika een Suid-Afrikaanse blanke volk sou vorm. 'n Gedagte wat in wese in die 20ste eeuse imperialisme van Brittanje en liberalisme begrond is. Verder kon hy sekerlik ook meer doen om klein apartheid vinniger te vervang met groot onafhanklike volksstate. Maar aan die ander kant moet 'n mens ook in ag neem hoeveel weerstand sy beleid van alle kante van die politieke spektrum af ontvang het. Nogtans kan ons ook ten spyte van sy tekortkominge en ten spyte van die feit dat hy ook 'n produk van sy tyd was, duidelik uit die geskiedenis sien dat van al die nasionale partye se leiers Hendrik Verwoerd verseker die naaste aan die Christelik nasionale ideaal was.
Kyk gerus na die eerste deel van ons reeks oor apartheid waarin ons verduidelik hoekom dit so belangrik is om hierdie reeks af te skop en om hierdie 20ste eeuse fenomeen te ondersoek en hoekom ons juis in 2025 hier by die Willem Petsche groep soveel aandag en tyd en navorsing daaraan wy. Klik eenvoudig op hierdie skakel wat tans op die skerm verskyn en maak ons hande sterk deur 'n betaalde lid van die Willem Petsche groep te word. Doen net so deur die stappe op die banner onder aan die skerm te volg. Totsiens en God seën elkeen van u.